So tyd gelede toe dit so lekker gereën het, baie gereën het, hoor ek van die ouens, hulle spring in die kar en ry hulle ou grabies toe. Dan sê hulle so jaloers, gaan kyk hulle nou hoe lyk daai grabiese watervalle en ek wonder of jy al ooit so by 'n bruisende rivier gestaan het as dit so swaar reën afkom en dis rotse en dis boomstompe en allerlei goeters wat amper saamgesleep word asof dit niks is nie. Word dit eenvoudig net saamgerol, saamgesleep en dit kan nie gestop word nie. Dis wat die Bybel sê, dis hoe God se liefde vir jou en my is. Dis hierdie onstuitbare krag wat jou oorstroom. Dis soos 'n rivier wat na jou toe stroom met momentum en niks kan dit stop nie. En dis waar ons Bybel stil staan vanoggend. Ons is op die einde van ons reeks oor ingesluit en hierdie is so half die hoogtepunt van die reeks waarby ons vandag wil uitkom. Ons het begin in Romeine 5 wat praat van deur Christus. Deur Christus kan ons heers in hierdie lewe in sy genade en sy geregtigheid. Hoofstuk 6 van Romeine het kom praat van hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe identiteit wat jy ontdek het en dat ons in sy dood en in sy opstanding ingedoop is en dit word deel van ons wese. En ons is volgende in Romeine 8 waar ons dan nou stil staan by hoe 'n lewe saam met Christus lyk. Hoe lyk die pad wat ons saam met hom stap? En 'n groot deel van hier in die middelgedeeltes van Romeine 8 gaan eintlik oor die pad wat ons saam met Jesus stap, is die Heilige Gees wat in die midde van dit is en hoe dit lyk. Nou ons gaan nie vanoggend by daai gedagte stil staan nie, want ons kop volgende week 'n reeks af wat ons in Pinkster in gaan vat en ook selfs na Pinkster waar ons presies oor dit gaan praat. Die Heilige Gees en die rol van die Heilige Gees in ons lewens. So ek wil eintlik net die begin en die einde van Romeine 8 wat jy's oor hierdie gedagte van God se oorweldigende liefde. En hoe dit 'n rol speel in hierdie pad wat ons dan saam met Jesus stap en ons in Christus is. Maar voordat ek daar kom, wil ek hierdie storie vertel. Daar's 'n pastoor wat huisbesoek gaan doen het by mense in die gemeente en hy kom aan, hy's 'n bietjie laat. Hy's seker omtrent 10-15 minute laat. Nou is hy so half, jy weet, onrustig hier in sy binneste of haastig hier in sy binneste, so hy hardloop daar na die voordeur toe en lui die klokkie, maar niemand antwoord nie. Nou dink hy die mense het nou wraggies klaar in hulle kar geklim en gery. Nou begin hy klop hard aan die deur en die volgende oomblik terwyl hy so lekker hard klop, hoor hy, daar kom 'n stem wat sê, kom binne. En hy voel so aan die deur is oop, hy stoot die deur oop en hy stap in, maar daar's niemand nie. Die huis is leeg, daar's niemand nie, hy sien niemand nie. Maar dan hoor hy weer daai stem wat sê, kom binne. En nou stap hy nou maar so af in die gang en hy roep naderhand, waar is julle? En toe hy roep, toe kom die stem weer, kom binne. En hy hoor, okay, dis in die kombuis, hy neem toe aan hulle kuier seker in die kombuis en hy stap so om die draai en toe hy so in die kombuis instap, toe loop hy hom vas aan net so 'n massiewe Rottweiler wat daar sit. En so vir hom so grommend sit. En hy dink wat hy nou volgende gaan doen, maar voordat hy 'n besluit kan neem, spring die Rottweiler op teen hom en hy druk hom so teen die muur vas met daai groot pote en hy grom so in sy gesig. Grom hierdie Rottweiler vir hom. En weer hoor hy daai woorde, kom binne. En hy sien nie in die hoek van sy oog 'n papegaai in die hok sit. En hy loer so oor na die papegaai se kant toe en hy fluister so half so saggies sê hy, jou simpel papegaai, ken jy nie enige ander woorde nie? En die papegaai antwoord, vat hom. So jy weet, as ons praat oor 'n lewe en 'n lewe in oorvloed en 'n lewe saam met Christus, en partymal voel dit 'n bietjie soos dit. Ons is ingenooi. Ons het hierdie uitnodiging ontvang om saam met Christus in Christus te wandel, maar daar's hier al hierdie onaangename verrassings wat ons om die draai ontmoet, wat opstaan, goeders wat jou laat voel asof jy so 'n bietjie in hierdie lokval ingeluis en jy wonder, het dit die potensiaal, is daar enige iets van hierdie wat die potensiaal het om hierdie waarheid wat ons spreek oor in Christus en wie ons is in Christus
wat ons kan kom skei van daai waarheid. En dis wat Paulus doen in Romeine 8, is hy spreek daai vraag in enigiemand se hart eintlik kom spreek hy aan. En hy begin Romeine 8 is eintlik so 'n kosbare skrifgedeelte. Dis soort van, jy weet, die cherry op die koek van die boek Romeine. Hy's in die middel van die boek is hoofstuk 8 en hy begin hierdie hoofstuk 8 begin hy op 'n besonderse manier en hy eindig op hom op 'n besonderse manier dat ek nie eintlik die vraag kan hê oor dit nie. So hier is hoe hy begin. Hy begin hom met die gedagte van geen veroordeling nie. Romeine 8 vers 1. En daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat na die vlees, nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Begin met geen veroordeling nie en hy sluit hom af met geen verwydering nie. In die laaste 2 verse sê hy dat daar's niks, ons gaan dit nou lees, maar hy sê daar's niks wat ons kan skei van die liefde van Jesus nie. Geen veroordeling en geen verwydering nie. So hierdie begingedeelte is sy konklusie, die geen veroordeling is sy konklusie van hoofstuk 5 en hoofstuk 6. Dis 'n feit wat hy op die tafel sit, as hy sê, daar's daar nou geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus is nie. Maar dan kom hy in hoofstuk 7, en as jy hom gaan deurwerk, jy kan hom by die huis deurlees, sien jy Paulus stoei met 'n klomp goed. Van dit waarmee hy stoei, is sy eie gebrokenheid nog. 'n gedeelte van sy eie gebrokenheid, en dan vra hy hierdie vraag, en hy vra nie die vraag asof hy wonder daaroor nie, jy kan agterkom, hy weet wat die antwoord is, maar nietemin, hy vra die vraag, is daar enige van hierdie goeters, wat God se werk waarvan hy nou gepreek het in hoofstuk 5 en 6, is daar enigiets wat dit kan stop? Hier so hy die vraag stel, hy sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? En dan noem hy 'n paar Rottweilers op, okay? Paar van die goeters wat jou kan bedreig. Hy sê, wat, verdrukking? As jy verdruk word, miskien beleef jy verdrukking in jou werksomstandighede, verdrukking in jou finansies, benoudheid. As jy wakker skrik in die aand met 'n koue sweet, vervolging, of honger, of naaktheid, nee, dis skaamte. Dis skaamte waarvan hy daar praat. Of gevare, of swaar, die vyand wat jou wil aanval. Hy noem 'n paar Rottweilers op, en dan sê hy in vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Hy sê, bring ek kan nog 'n paar van hulle oplyn. Al hierdie dinge, in alles, is ons meer as oorwinnaars. Hoe? In Christus, in hom, deur hom wat ons, dan gebruik hy die woorde, liefgehad het. Liefgehad het, daar's iets wanneer ons die liefde van God verstaan, wanneer daai stuk openbaring in ons harte oopgebreek word, wanneer ons dit aanvaar en vat en ons eie maak, is dit 'n onstuitbare krag in jou lewe. Dis 'n ding wat momentum het en nie gestop kan word nie, maak nie saak waar jy is in jou belewenis van die wêreld om jou en van omstandighede nie, jy word saam met hierdie momentum gevat. Hoor die woorde in vers 38 en 39, en ons sien die sekerheid, hierdie standvastigheid in Paulus se woorde as hy sê, want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Niks nie. En hier is die beeld, dis die beeld wat ek vir jou probeer skep het hier in die begin, is God se liefde is soos hierdie magtige rivier wat na jou te vloei, soos hierdie rivier met momente wat in jou lewe invloei, en die rivier het geen einde nie, dis 'n oneindige rivier wat vloei, en die oneindige natuur van God se liefde kan nie bevraagteken word nie. Het God jou lief is nie die vraag nie. Paulus het dit klaar geantwoord. Die kruis het dit klaar kom uitbeeld, so lief het God vir jou en vir my, dat hy Jesus stuur.
Dis nie die vraag nie, die vraag wat Paulus op die tafel sit, waarmee hy wil hê ons moet vir 'n oomblik worstel, is daar iets wat in ons pad gerol kan word? Is daar een of ander boomstomp, of 'n rots, of 'n huis, of 'n kar, of 'n ding wat in die rivier beland? Is daar een of ander iets wat kan veroorsaak dat dit 'n blokkasie raak, dat die rivier opdam en nie meer by ons uitkom nie? Dis die vraag wat hy op die tafel sit, en dan noem hy 10 goed wat moontlik so 'n bedreiging kan wees. Hy praat van die dood, hy praat van die lewe, hy praat van engele, moet dit mooi uitspreek, nie die Engelse nie, engele, okay, owerhede, teenwoordige dinge, toekomstige dinge, magte, hoogte of diepte, die ruimte waar ons onsself in bevind. En dan sommer enige ander skepsel. Is daar enige van hierdie? En die antwoord is nee. Dis 'n onomwonde, daar is niks meer wat hierdie liefde van God wat na ons toe vloei kan keer nie. Maar hier's die beste deel. Hierdie is die kikker van hierdie hele storie, is dat behalwe dat hierdie moontlike bedreigings magteloos is, om God se liefde te stop in jou lewe, is dit word inteendeel 'n instrument in God se hand wat sy liefde nog sterker maak. En ek wil jou weer terugvat na daai prentjie van die rivier toe, is alles wat in die rivier beland, die rotse, die bome, so hoe meer goeders in die rivier beland, hoe sterker word die mag in die momentum van daai rivier. Maak hy die pad skoon vir wat ook al voor lê. En dis wat hy vir ons hier probeer uitbeeld in Romeine 8:28, wanneer hy sê, en ons weet, dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Man, ons sukkel partymal met hierdie skrifgedeelte. Ons kom op plekke waar goeters ons tref, waar daar rottweilers oppop, oralste, waar ons in 'n situasie ingelei word, een of ander manier ingenooi is, of ons in 'n sekere omstandighede instap, en ons hierdie onverwagte verrassing, onaangename verrassing wat opstaan, en ons wonder, hoe op die aarde kan hierdie ten goeie meewerk? Ek verstaan dit nie. Verstaan dit glad nie. Ek kan dit nie sien nie. Maar die realiteit is, as jy die mag van 'n rivier verstaan, dan weet jy, daar's niks wat gaan kom en die rivier se krag gaan stop nie. Inteendeel, daai rivier vat daai ding en hy begin om in 'n maalkolk te swaai en te draai, en hy begin, dit raak deel van die momentum van hierdie rivier. Hy gaan nie die rivier stop nie. En dis die koneksie, jy moet dit sien, dat hierdie 10 dinge wat hy noem, en meer as dit, is wat die Here sê, nie net, gaan ek hierdie goed een kant toe skuif, dat hulle nou nie verdere skade veroorsaak nie, is ek gaan hulle intrek, ek gaan hulle deel maak van die momentum van my rivier van liefde, en ek gaan dit juis gebruik, vir jou ten goeie. Ek gaan dit juis gebruik in jou lewe, ek gaan dit juis gebruik, om my naam te verheerlik. Die beste voorbeeld hiervan, ek dink, vir almal van ons, is een van die grootste uitdagings, is wanneer ons met die dood te doen kry, en ons geliefde of iemand naby ons moet afstaan in die dood. Dis een van daai goeters waar ons glad nie verstaan, hoe op aarde kan hierdie ten goeie meewerk? Dit kan ek nie verstaan nie. En dis die plek waar die disippels was, nee, toe Jesus gesterf het, en sit jou weer eens net vir 'n oomblik in hulle skoene. Hulle stap 'n pad saam met hom, hulle ontdek hom as hulle leermeester, hulle raak lief vir Jesus. Kan jy imagine, jy het saam met Jesus gestap? Dink hoe lief jy hom nou het. Kan jy imagine, jy het hom gesien, jy het aan hom gevat, jy het gesien hoe hy mense gesond maak, jy sien hoe hy Lazarus uit die dood uit opwek, en jy's absoluut uitverkoop. Hierdie is die seun van God. Erns tref daai openbaring jou, soos wat dit vir Petrus getref het. En dan sterf hy. Daar's nie 'n manier wat jy kan dink, dankie, tog. Dit het gebeur nie. Is jy verward, soos wat Thomas verward is, en sê, ek kan nie glo, hierdie goed het gebeur nie. En agter die skerms, agter al hierdie, al was die Romeine betrokke, en die Joodse geestelike leiers betrokke, is die vyand agter dit alles, nee, hy het hierdie ding bestuur, hy het Judas verlei, hy was agter dit alles, en hy het in dit gedink, nou slaan ek die finale uitklop hou.
As ek God se plan wil stop, moet ek sy seun wat hy aarde toe gestuur het, ek moet hom stop. Ek moet hom doodmaak. Dit was sy ultimate plan gewees, en die Here kom en hy vat daai ding, en hy draai dit om, en dit word die grootste slag teen die vyand. Nee, dit vat al die mag uit die vyand se hand uit. Dit word die grootste hoop vir die kinders van die Here. Dit wat veronderstel is, daai kruis is die grootste teken van dood van ons Messias en ons redder, en dit word ons grootste teken van hoop. Alles werk mee teen goeie. Die Here sê, ek het hierdie. Die dood het geen meer mag nie. Dood, waar is jou angel? En die Here kom net en hy sê, daai ding wat jou tref, dis reg, bring dit saam. Sê, Here, maar het maak seer. Dis okay, die seer maak ek gesond. Sê, Here, maar ek verstaan nie, ek weet nie hoe gaan ons deur hierdie kom, dis okay, kom saam met my momentum. Daar's niks wat my liefde gaan stop nie, dis so lief, sê Johannes 3 vers 16, so lief, dis sy plan, so lief het ek hierdie wêreld, ek stuur my seun, dis sy plan, dis hierdie momentum wat kom, hierdie onstopbare, onstuitbare momentum van sy liefde wat kom en sê, ek bring 'n antwoord en ek bring 'n deurbraak. En niks in hierdie omstandighede van jou, niks kan jou kom skuif van daardie liefde, van daardie plan nie, niks kan jou uithaal nie, daar's geen veroordeling, geen verwydering meer in dit nie. En dan in Filippense 1 vers 21 raak dit so, Paulus gryp hierdie en dit gryp sy hart aan en hy begin dit so verstaan en die krag daarvan dat hy hierdie uitspraak maak nie ligtelik nie, waar hy sê vir my om te lewe is Christus, is waarvoor ek lewe en as ek doodgaan, as ek sterf, man, dis 'n wins. Dis 'n wins, dis 'n wen. Dis 'n wen vir my. Want hy verstaan die krag van God se liefde in sy lewe. En so iets wat ek vir jou wil sê vanoggend, die Here se liefde is nie hierdie misleidende papegaai wat jou iewerste innooi. En ernstig gaan jy vasgedruk word in 'n hoek nie. Sy liefde is 'n onstuitbare krag in jou lewe. Dis 'n veranderende krag as jy dit embrace, as jy dit verstaan, as jy jou toelaat om deur dit oorweldig te word, as jy toelaat dat selfs wanneer die omstandighede so moeilik raak, dat jy jouself herinner aan die krag van die liefde van die Here wat werksaam is in jou lewe. Dan vat dit jou na die plek toe dat die Here se liefde nie net daai goed wat verkeerd loop een kant toe skuif nie, maar dat hy dit intrek, dat hy dit insluit en sê in jou lewe ek gaan juist dit gebruik. Ja, maar hoe, Here? Vertrou my net. Wees net stil en weet ek is jou God en ek is jou Here, vertrou my. Verstaan jy, dis okay. Jy hoef nie te verstaan nie. Ons wil baie maal, voel ons moet hierdie pad skep, dis deel van ons werk, is ons moet die pad skep vir God se liefde om te vloei. Dis soos iemand wat voor daai rivier uithardloop en ek moet hierdie rots skuif en ek kan nie sien dat hy hierdeur gaan loop nie, dit lyk of hier 'n pad hierdeur is nie, dit voel vir my ek gaan 'n laaigraaf of 'n ding moet kry en ek moet hier 'n sloot grawe sodat die rivier hierdeur kan kom en dit voel of jy die werk moet maak vir God se liefde om by jou uit te kom. Maar dit is onbenullig, nee, as daai rivier kom hy. Niks gaan hom stop nie. En eintlik al wat jy kan doen is om jouself te posisioneer vir God se liefde wat jou gaan tref en wat jy gaan saam met dit gaan en anders as 'n rivier soos die een wat ons gekyk het op die video wat verwoestend is, nee, dit verwoest alles wat in sy pad kom. As jy 'n huis eers daar in daai pad van die rivier gebou het of jou bakkie daar gesit het of jou tentjie daar opgeslaan het, dis moeilikheid wat kom. Anderste as dit is God se liefde lewegewend. Oral waar dit kom, bring dit lewe en dit bring genesing en dit bring herstel en dit bring vergifnis en dit bring nuwe lewe, nuwe planne, nuwe hoop. En dis waarvoor jy jouself brace, dis waarvoor jy jouself gereed kry, is net om binne in hierdie rivier jouself oor te gee aan dit en dan toe te laat. Dit waaroor ons gaan nou praat in die volgende weke, dat die Heilige Gees hierdie kom stuur. En die Heilige Gees hierdie kom vat. In die rigting, in die plekke waar hy wil gaan en soos hy wil gaan. Jy kan jouself net posisioneer in sy liefde.
Maar hier is die ding, jy weet waartoe dit gaan. Dis nie die rivier in die natuurlike opset is, hy loop afdraande, hy gaan een pad, hy gaan see toe. Dis waar hy opeindig, is die laagste punt op aarde. Dis swaartekrag, hy is op pad ondertoe. Maar God se liefdesrivier is intentioneel, hy weet waartoe hy gaan. En hy vloei na die volgende persoon wat liefde nodig het. Hy vloei na die volgende persoon wat oorweldig moet word met hierdie liefdesrivier, met hierdie krag en momentum, wat God jou nie net mee wil tref nie, maar deur jou iemand anders wil tref. En jy moet jouself posisioneer vir dit en regkry vir dit en toelaat dat daai liefde in jou invloei, maar ook deur jou vloei en ander se lewens begin raak. Dis wat dit is as ons die vraag vra, waaroor gaan hierdie reeks? Waaroor gaan dit om saam met Christus te wandel? Dis dit. Dis om te weet, ek is veilig hierin, niks kan my skei nie. Die wete van geen veroordeling, geen verwydering. My voete staan vastig. Maak nie saak wat om my gebeur of wat in my lewe gebeur nie. Daar's 'n veiligheid hierin en ek kan net saam met die Heilige Gees kan ek vloei. Maar hier's intentionaliteit. In Christus beteken dis 'n lewe waar ons mekaar raak leef. Dis 'n lewe waar ek in Christus ander ouens se lewens begin raak. Sy liefde deur my ander ouens se lewens begin verander en beïnvloed. Die band, julle ouens kan my kom join op stage. Ek wil 'n oomblik maak en net vir ons 'n gebed kom doen. As jy net jou oë wil sluit net daar waar jy sit. Weet ek soos wat ons deur hierdie reeks spreek en ons praat oor in Christus, om deur Christus te heers in hierdie lewe, om in Christus 'n nuwe identiteit te ontdek en daarin te wandel en hoe ons hierdie pad saam met Jesus stap. Weet ek, hier's individue wat van die grootste uitdagings in hulle lewens nou juis in die oë moet kyk. Ek weet jy's dalk op 'n moeilike plek. Ek weet daar's ouens wat stoei met diep vrae en worsteling in hulle harte en sê, Here, ek wonder oor hierdie goeters. Ek wonder waar jy in die pad gaan loop. En ek sien nie Romeine 8:28 in my lewe nie. Ek sien nie die alles werk mee ten goeie prentjie nie. Maar vanoggend wil ek bid en ek wil vir jou kom bid. Ek wil eintlik in jou lewe kom inspreek en soos jy jou oë gesluit het. En jy sien dalk daai droë, dorre grond dalk in verhoudings in jou lewe of dalk in jou besigheid of in jou huwelik of in jou verhouding met jou kinders. Of waar dit ook al is, dalk is dit in jou gesondheid. Daai deel wat jy nie sien, Here, hoe gaan hierdie ten goeie meewerk nie, is die droë deel. Daar's nie lewe nie. Daar is nie hoop nie. Maar ek wil jy moet dit kyk en ek wil jy moet sien hoe dat daai rivier aangestorm kom met momentum. Dis water op water op water. Ek wil jy moet sien in jou gees hoe dit oor daai droë plekke spoel en hoe daai water jou tref en dis nie verwoestende water nie, ek sê weer, dis lewegewende water. Ek wil jy moet beleef hoe dat die liefde van Jesus 'n lewe in jou laat opstaan, 'n hoop in jou hart laat opstaan. Ja, dis life. Visie in jou oë laat opstaan dat jy kan sien, Here, ek kan sien dat U 'n pad kan maak. Ek kan sien dat U antwoorde kan gee. Ek kan sien dat U 'n deurbraak kan gee. Ek kan sien dat U vergifnis kan bewerkstellig. Ek kan dit sien in my gees. Here, U maak my geestes oop dat ek kan sien hulle wat vir my is meer as hulle wat teen my is. Die krag wat in my werk is meer as hy wat in die wêreld staan wat my teestander is en wat my wil verwoes en wat my wil belieg en wat my wil besteel. Wie moet beleef, daar's 'n liefdeskrag, daar's 'n mag in hierdie wêreld wat baie groter is as enige ding. Wat jou nou bekommerd maak, wat vrees in jou hart losmaak. Wat jou laat wonder of laat stoei met goeders waarvoor jy voel, daar is nie antwoorde hiervoor nie. Dis 'n liefdeskrag, dis God se antwoord van die begin af, dit was sy antwoord toe Jesus aarde toe gekom het, is nog steeds sy antwoord. Dis my liefde vir jou.
is groter as enigiets anders. En my genade vir jou is genoeg. Is genoeg, en staan in dit. Here, ek bid dat U liefde is 'n realiteit. Ek bid vir die deurbraak van die krag van die liefde van God in elke hart hier. Elke hart vir al wat dit nodig het. Wat in 'n eensame plek is, wat in 'n vreesplek is, wat in 'n worstelstryd is, in 'n onseker plek is. Here, bid ek dat U liefde vrede sal bewerkstellig, en nie net vrede nie, maar vreugde. Joy unspeakable. Terwyl ons geworship het, en terwyl Marius bedien het, hoor ek, dit is die geklank van kabels, wat styf gespan is, wat breek. Hy het so klank, so snap klank. Dit is duidelik, jy hoor dit is asof het kilometers ver kan trek, want die spanning op die kabels was so intens en geweldig, maar daar's 'n oomblik wat hy breek, en ek vra, Here, wat is dit? Hy sê, dis die spanning wat ek vandag in mense se lewens wil breek, want daar sal 'n geklank wees in die hemele, so spanning breek, soos intensiteit breek, soos aanslae op mense se lewens, ek in 'n oomblik kom verbreek, en daar vryheid kom, en daar deurbraak kom, en daar hoop kom, en daar genesing kom, en daar vergifnis kom. Ek sê, Here, hoe breek dit? Hy sê, dis krag van my liefde. Verstaan jy die intensiteit van my krag, van my liefde? Daar's niks, daar's geen brug, geen kabel, geen ketting, geen houvas, geen gewig, daar's niks wat sterker is, geen mag in hierdie wêreld wat gaan standhou wanneer my liefde vloei in sy volle momentum nie. Ek sê, Here, bring dit, ons wil in dit wees, ons wil deur dit gelei word, ons wil in daai rivier wil ons net wees, en beweeg en vloei waar dit vloei, in Jesus naam. En ek vertrou vir oggend vir so vir genesing, so vir bevryding, so vir 'n losmaak oomblik, vir jou, as jy in daai plek is, en as jy dit nodig het vir oggend, so vat dit vir oggend, soos wat sy liefde openbaar word, net dalk opnuut weer in jou hart, jy bewus raak van dit. Sy liefde bring genesing, in Jesus naam. Ek wil hê ons moet staan, soos ons die laaste sang gaan sing, en dat daar net 'n stuk dankbaarheid in jou hart is, dat, luister, jy is ingesluit. Jy is ingesluit by die storie van oorwinning, jy is ingesluit by Jesus, en waarmee hy besig is, en waarmee hy sê, hy gaan voleindig. Die poorte van die doderyk sê, hy sal nie die kerk oorweldig nie, sal nie my kinders oorweldig nie. Hy sê, ek wat die beginner is, die Engels sê dit so mooi, he's the author and the finisher of our faith. Hy het dit begin, hy gaan dit klaarmaak. 'n Stuk geloof in jou hart net sal wees vanoggend, sê, Here, dankie dat ek ingesluit is by daai storie, by daai waarheid. His glory is my story.